Hallo julle en welkom by hierdie week se na Sondag. Nie net waar ons sê wat in die preek gebeur het nie, maar praat oor wat ek en jy met hierdie boodskap van Sondag moet doen. Wat het alles Sondag gebeur? Hierdie Sondag was werklik iets besonders. Nie net het ons saam nagedink oor leierskap in die erediens nie, waar Andrei Psalm 72 vir ons ontleed het nie, maar ons het ook 'n ongelooflike mooi kwartaalafsluiting in die buitesaal gehad, waar die jong mense saam gedink en gedroom en gebou het. Hulle het gesing en hulle het saam aanbid. En toe was daar hierdie spesiale oomblik waar alles net stil geword het en ons besef het, God is hier. Hulle het 'n besonderse aktiwiteit gedoen, iets prakties met hulle hande gedoen. Hulle het die leë graf herbou met potte en grond en blomme, met klippe. Het hulle hierdie leë graf van Paasnaweek visueel voorgestel. 'n eenvoudige aktiwiteit, maar met 'n baie diep waarheid. Die dood het nie die laaste woord nie. Dit was spesiaal om daarvan deel te wees, maar kom ons begin eers en ons staan stil by die hart van Andrei se boodskap oor Psalm 72 oor leierskap. Ons het begin met die bekende gedagtes. Andrei het gesê, everything rises and falls with leadership. The growth and development of people is the highest calling of leadership. And that is the command is to serve. En as jy mooi daaroor dink, lewe ons elke liewe dag, elke een van ons onder leierskap. Ons presidente, ons skoolhoofde, ons werkgewers, maar dit raak ons ook baie nader as dit, ons ouers, ons mentors. Jy self is iewers in 'n leierskapposisie, want elkeen van ons lei iewers. Die vraag is nie of jy 'n leier is nie. Die vraag is eerder hoe lei jy? En in die saal het ons met die kinders gepraat oor die verskil tussen Jesus en Pilatus. En dit bring ons by daardie kragtige beeld wat ons met die jong mense gedeel het oor die oop en die leë graf. Want in Jerusalem was daar twee intogte. Aan die een kant, Jesus. Jy weet hoe Jesus in die stad ingekom, sag, nederig en op 'n donkie. Hy kom nie om te oorheers nie, maar hy kom om te dien. Aan die ander kant van die stad kom Pilatus die stad binne, met mag en met militêre vertoon, met al sy soldate en hulle wapens, 'n intog wat sê ek is in beheer. Dis twee maniere van leiding neem, twee koninkryke, en die vraag is, en ons moet dit stilweg vir onsself probeer antwoord, watter tipe leier is ek besig om te word? Want die kern van Psalm 72, dink ek, het Andrei vir ons uitgelig, dat dit 'n gebed is vir 'n ideale koning, maar eintlik meer 'n riglyne vir ideale leier. En wat sê dit vir my en vir jou as ons hier op 'n Woensdag by mekaar is? Waar eerste, 'n leier moet regeer volgens God se wil, nie volgens sy eie of haar eie wil nie. Dit beteken, daar's nie magspeletjies nie selfbelang nie, maar daar's 'n voortdurende vraag, wat elke leier elke dag vir hulself moet vra. Here, wat wil U hê? Tweedens, 'n leier gee aandag aan die kwesbares. Dis wat 'n leier veronderstel is om te doen, die armes, die wat nie 'n stem het nie, die wat maklik misgekyk word, die wat op die rand uitgestoot word. En is opvallend, die Bybel meet leierskap nie aan hoe sterk jy is nie. Die Bybel meet leierskap aan hoe jy die swakstes tussen jou hanteer. En daar's 'n wesenlike verskil, maar derdens, reg en geregtigheid bring vrede en voorspoed. Nie net geen oorlog nie, maar 'n wêreld waar mense kan floreer, waar mense kan mens wees, waar kinders kan kind wees en kan groei, waar gemeenskappe gesond is en funksioneer soos wat hulle moet. Vierdens het Andrei ons gehelp dat ware leierskap respek bring, selfs van buite. Nie omdat jy vrees inboesem by mense nie, maar omdat mense sien, hier is daar iets reg, hier is iets anders. Die 5de punt wat Andrei gemaak het, is 'n leier se lewe word geseën, wanneer hy of sy reg lei, nie net materieel geseën nie, maar in die sin dat mense
vir die leier bid, dat mense die leier seën. En laastens, wanneer leiers reg lei, dan floreer mense. Dis die uiteindelike toets, nie hoe lyk die leier nie, maar hoe lyk hierdie mense? Hoe gaan dit met hierdie mense wat onder die leiding van hierdie leier moet staan? En dis dalk 'n toets wat ek en jy elke dag moet deurgaan. Hoe lyk dit vir ons hier in 2026? Dis maklik om na groot leiers te kyk, na politici en wêreldfigure en dan te sê, hierdie mense moet verander. Maar Psalm 72 draai die spieeltjie na my en na jou toe, en dan vra hierdie Psalm vir ons, hoe lei ek my gesin? Hoe behandel ek die mense waar ek werk? Hoe leef ek tussen ander mense wat ook maar net dit maak werk? Want jy hoef nie 'n titel te hê om 'n leier te wees nie, dis 'n fout wat ek en jy baie dikwels maak. Een van die duidelikste leiers is die ouers. Dis dalk die belangrikste leierskap waaraan ons kan dink. Die belangrikste van almal, want in ons regverdig in ons huise, help ons om ons kinders te laat floreer, sien hulle in ons iets van God se liefde raak, en die manier wat ons hulle hanteer. Want kinders leer nie net uit wat ons sê nie. Kinders leer veral uit wat ek en jy doen, hoe ons leef. Maar Christene in die breë sin is ook leiers. Want ons glo die goeie nuus is vir almal, maar mense gaan dit nie net hoor nie, nie toevallig nie. Hulle gaan dit moet sien. Ek en jy gaan dit moet leef. Hoe ons leiding neem, hoe ons mekaar dien. En die vraag is eenvoudig, wat ek en jy vir onsself moet antwoord. Sou iemand wil volg, as jy hulle na Jesus toenooi? Sal hulle wil wees wie jy is, in die manier wat jy leef? En miskien is dit, hoekom daardie beeld van die leë graf, my persoonlik, so aangegryp het, terwyl die kinders daarmee besig was. Want die kinders het dit gebou, met eenvoudige goed wat in jou tuin rond lê, maar dit wys vir ons, die grootste waarheid denkbaar. Jesus is die koning. Die koning wat nie deur mag regeer nie, maar deur liefde. Die koning wat sy lewe gee, sodat ek en jy kan lewe. En dalk is dit die diepste definisie van leierskap. Dalk is dit wat 'n leier moet wees, is om jou lewe so te gee, dat ander mense kan leef. En ek dink Sondag het vir ons 'n uitnodiging gegee. 'n Uitnodiging waarmee ons die week kan ingaan. Bid vir jou leiers, selfs die moeilike leiers waarvan jy nie hou nie. Maar vra ook vir die Here, Here, hoe kan ek 'n leier wees wat dien? Daar waar ek is. In die klein dingetjies, in die alledaagste, in my gesin, in my huis, op die pad. En dankie dat jy vandag weer geluister het na Sondag, waar ons wil hê, dit wat ons Sondag hoor, moet 'n oefening hier binne in ons word, wat ons kan uitleef. Wat nie net by ons moet bly nie, maar deur ons kan begin leef. En mag jy met die oploop tot Paasfees, mag jy al hoe meer sien wat 'n leier Jesus was. 'n Leier wat in sy wese ongelooflik nederig was, maar wat in dieselfde asem glad nie beskeie was nie, want hy stap in die tempel in, en hy sê, hierdie is my huis. In my huis het julle 'n rowersnes gemaak, en dit moet 'n huis van gebed wees. Hulle vra vir hom, is jy die koning? En Jesus sê, jy het dit gesê. Dis hoekom mense ontsteld was. Jesus gaan Jerusalem in, as 'n leier. As 'n moedswillige leier wat vir hierdie samelewing wil wys, daar's 'n ander moontlikheid, daar's iets anders op pad. En ek en jy het al hierdie iets anders aan ons lywe gevoel. Mag dit aan ons afsmeer. Mag dit verander hoe ons die mense, die wêreld rondom ons ingaan, hanteer. Hoe ons na onsself kyk. Hoe ons onsself dra in die wêreld daar buite, en mag jy 'n leier wees soos wat God dit wil hê. Mag jy 'n wonderlike week hê, en dankie dat jy vandag saam geluister het.